Vers 8. Hy het jou dit bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Nou die Bybel, wanneer ons hom lees, maak dikwels melding van mense wat in 'n besonderse verhouding met die Here gestaan het, omdat hulle baie naby aan hom geleef het. Hulle verhouding met die Here word as 'n wandel met God, of dan soos ek dit hier gesê het, stap die pad saam met God beskryf. Wat was hulle geheim? Wat het hulle anders gedoen as wat ons vandag doen? Hoe kon hulle so naby aan God geleef het? Hoekom kan die mense vandag nie meer by daai punt kom om naby aan God te leef nie? Enerzijds omdat die Heilige Gees kragtig in hulle gewerk het om God op 'n baie besonderse wyse te volg. Anderzijds, en dis die belangrike, 'n wilsbesluit wat geneem is. Elkeen van hulle het bewustelik gekies om God te volg. Nou, my sus sit hier en na my swaarse oorlye het sy verskriklik gesukkel om aan die gedagte gewoond geraak. En ek dink sy het vir my by tye soms kwaad geword, waaroor ek haar nie verkwalik nie, wat ek vir haar gesê het, maar sus, jy moet 'n wilsbesluit neem om vorentoe te gaan. Elke dag in ons lewens is daar wilsbesluite wat geneem moet word. Jakob moet besluit, ek wil boontjies plant hierdie jaar. En dan moet hy doelgerig beplan en doen dit wat hy besluit het. En so is dit in ons geloofslewe. Dis nou die ding. So is dit in ons geloofslewe. Ons moet 'n wilsbesluit neem om God te volg. En daardie wilsbesluit is nie maklik nie. Dis in baie gevalle soms 'n moeilike besluit om te neem, maar elkeen van ons is gedwing om 'n besluit te neem. God het 'n behaag in almal wat met hom wandel. Almal wat kies om die pad met hom te stap, sê die Bybel, het God 'n welbehaag. En daarom het hy deur die eeue mense geroep om op 'n baie besonderse manier met hom te wandel, veral in moeilike tye, soos die waarin Micha homself bevind het. Micha tree op, net so ter inligting, in die tyd toe Israel geestelik so ver agter geraak het, dat sy kwaliek as die uitverkore volk van God gesien is. Daar was amper geen verskil tussen die volk Israel en die heidense volke nie. Hosea, wat ook 'n tydgenoot van Micha was, skryf van, en hoor nou 'n bietjie mooi hier, en dink bietjie waar is u en ek vandag, Hosea skryf van misdaad wat in Israel die hoogte ingeskiet het. Hy praat van bedrog, van inbrake, van rowers wat mense aanval en doodmaak. Klink dit dalk bekend? Verstaan jy hoekom vra ek, is ons nie dalk presies daar waar Israel hulle bevind het nie? Ons is nie meer by God nie, en daarom gaan dit buite soos wat dit gaan. Niemand hou God vir die gek en word nie gestraf nie. Daar staan in Hebreërs 10 vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. En my liewe broer en suster, as ek en jy nie 'n wilsbesluit neem om God te volg nie, dan is ons teen hom. Want hy sê, was jy maar warm of koud, maar nou is jy middelmatig. So, ons gaan of die een of die ander. Dis die harde realiteit van die woord van God. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. So God is daar. God is, ek wil amper sê, as ek vanaand hier voor u kan staan met my arms uitgestrek, soos ek wil u vang en u omhels, God staan daar so vir jou en vir my. Hy's beskikbaar. Hy smag daarna dat ons net in sy arms sal inhardloop. Maar ons neem nie die wilsbesluit om hom te volg nie. Desondanks het mense die tempel gereeld besoek en gereeld offers gebring. Maar alles was egter kunsmatig. Israel was nie opreg met die Here nie, maar blind vir haar geestelike verval. Hulle het dit nie raak gesien nie, want hulle wou dit nie raak sien. Daarom het God vir Micha geroep om Israel se oë oop te maak. En die belangrike is, Israel moes wakker word. My liewe broer en suster, as ons 16 hier in totaal is, as ek myself self bygetel het, moet ons gemeente nie wakker word nie. Moet ons as geloofsgemeenskap nie wakker word nie. Israel het op daardie tydstip werklik nie besef
hoe groot hulle sondes is nie. Voordat 'n mens nie weet hoe groot jou sonde is nie, sal jy mos nie daarvan kan ontslaa raak nie. Die Heidelbergse Katekismus sê dit vir ons baie duidelik. Ken jou sonde. Mense oortree soms onwetend en voor iemand jou nie daarop teregwys nie, gaan jy maar net bloot eenvoudig aan. Want die sielkunde het vir ons gewys as ons 'n ding 3 keer doen, dan is dit die norm. Maar om daardie gewoonte te breek, moet ons 7 keer dit nie doen nie. So sien jy hoe maklik is dit om die verkeerde te doen? Waarom sou iemand jou teregwys? Om jou te verneder? Om jou te verkleineer? Nee. As ons dit doen met goddelike liefde, dan gaan iemand jou teregwys omdat hy vir jou omgee. Presies wat God met Israel gedoen het. Omdat hy Israel lief gehad het, het hy Micha gestuur om hulle tereg te wys. Israel moes herstel en met God begin wandel. Hulle moes weer leer om die pad met God te stap. God het hard met Israel gepraat en hulle, soos in 'n regsgeding, lees ons in die Bybel, aangekla. En die klagstaat was lank en die aanklagte was soos simboliese laste wat op hulle rug geplaas is, totdat hulle dit nie meer kon dra nie. Israel moes tot die skokkende ontdekking kom dat hulle godsdiens nutteloos was en dat hulle God daarmee kwaad gemaak het. My vraag is, in die AP Kerk Kroonstad, is ons nie besig om God kwaad te maak? Is ons in Kroonstad as 'n groter geloofsgemeenskap nie besig om God kwaad te maak? Israel het die offers wat die wet van Moses voorgeskryf het, pynlik presies nagekom. Die Jode het slegs deur offerandes versoening van sondes gekry, het hulle geglo. En waar sulke offerandes egter nie met die sonde berou gepaard gegaan het nie, was so 'n offer ook te vergeefs. Die probleem was dat baie mense gruwelik geleef het. Maar God met hulle offers probeer omkoop het. En is dit nie wat ons doen? As ons Sondag by die kerk is, dan is ons hoogs heilig, as ek die uitdrukking mag gebruik. Maar as ek by daai deur uitstap, wat gebeur? Is ons heilig? Onthou u wat beteken dit om heilig te wees? Heilig is om anders te wees. Kan die wêreld buite sê, Anet, Sanna of de Rona is anders as die wêreld? Is ons optrede buite van so aard dat hulle kan sê as hulle vir Jaco sien, "Tjoe, daar loop 'n man van God. Daar loop 'n man wat die pad met die Here wil stap." Of is ons maar net as ons hier uitstap, terug in ons menslike mode? Gaan ons maar net aan met soos wat dit voorheen was? Die Jode het slegs deur hulle offerandes versoening gekry, het hulle geglo. Hulle het as ware die boete vir hulle sondes betaal, maar die sonde nie laat staan nie. En my liewe broer en suster, God ken en weet alles. So as ek en jy hier anders optree as wat ons die res van die week optree, wat is ons anders as skynheilig? En as en u kan my teregwys, ek weet nie van nog 'n plek nie, maar ek weet net van een plek waar Jesus Christus kwaad geword het toe hy op aarde was. En dit was toe die Fariseërs handel gedryf het in die tempel en het die tafels omgegooi het. En hoekom het hy dit gedoen? Want die Fariseërs was die skrifgeleerdes, hulle was die mense na wie opgesien moes word. En die Here sê vir hulle, julle is skynheilig. U en ek moet waak daarteen om skynheilig te wees. Om voor te gee wat ons nie is nie. Daarom vra Micha in vers 7, sal die Here 'n welbehae hê in duisende ramme? Stel God in die offer of in die berou belang? Israel wou eerder bly boete betaal as om van hulle sonde ontslae te raak. Hulle het so gewoond geraak aan die sondes wat hulle doen, dat dit naderhand vir hulle lekker geword het. En is ons nie in presies dieselfde bootjie nie? So maklik om op 'n WhatsApp groepie te sê, verskoon my vanoggend. Verskoon die. Onthou net, jy maak nie verskoning by die ander lede op die groep nie. Jy moet verskoning voor God maak. Hy het ons opgeroep. Hy vra dat ons hom moet aanbid. Israel was eng godsdienstig, kan ons vir mekaar sê.
want hulle het tog hierdie offers gedoen stiptelik en reg en alles. Maar hulle was nie godvrugtig nie. Hulle het nie die vrug van die Gees, soos wat Galasiërs 5 dit vir ons omskryf, gedra nie. En dis die probleem van die kerk deur die eeue heen. Godsdienst is vir baie mense niks anders as 'n stiller van hulle eie gewetens nie. Mense lees die Bybel, mense bid en gaan kerk toe, net om hulle gewetens te stil. En weet jy wat? Dit maak God kwaad. As jy nie met hom wil wandel nie, moet jy liewers ophou Bybel lees, hou liewers op bid en kerk toe gaan, want dit gaan jou in elk geval niks baat nie. In vers 7 van Micha staan daar, sal ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Sal dit enigstens help? Nee. Want daar kom nie verandering in my lewe nie, daar kom nie 'n nader beweeg aan God nie. Alhoewel die Bybel menseoffers verbied, kan 'n mens jou nouliks 'n groter offer dink as iemand wat sy eie kind offer. Dink maar aan Abraham en die sielewroeging wat hy gehad het, toe hy daar gesê was om Isak te gaan offer. As u een van u kinders moet offer, kan u indink die sielewroeging. Ons beleef familielede wat doodgaan, ons hoef hulle nie eers te offer nie, en daarmee sukkel ons. Wat nog as ons iemand moes gaan fisies offer? Heidene het gereeld kinders geoffer, 'n gruwel wat ook in die tye van geestelike verval in Israel en in Juda begin kop uitsteek het. Koning Agas het dan van sy eie kinders aan die afgod Moloch of dan Baal geoffer. Sulke kindertjies was gewoonlik nie ouer as 4 jaar nie en is al gillende in 'n oop vuur gegooi om lewendig te verbrand. Kan jy dink hoe wreedaardig? Net om ouers se gewete te stil. Desperate blindheid laat mens lelike dinge doen. Micha sluit hierby aan en hy sê dat al sou ons selfs die kinders vir God offer, dit wil sê as ons die beste van wat ons het vir hom moet gee, maar ons wandel nie opreg, ons stap nie die pad met God nie, sterf daardie kind te vergeefs. Daar is geen plaasvervanger vir opregte wandel, vir opreg wees in die pad wat jy met God stap nie. Met die koms van Christus het God 'n ander pad van versoening vir sondes voorsien. Hy het geweet die mens gaan tekortskiet. Gelowiges wat opreg met hom wandel, het in Christus 'n voorspraak gekry in die hemel. Hy was bereid om sy seun te offer. Ons praat maklik van Jesus Christus was gekruisig, maar besef u, dis in effek het God sy eie seun laat offer vir my en vir jou sondes. Ons offer nie meer nie, maar ons bely ons sonde in berou voor God. In 1 Johannes 1 wat ek baie aanhaal nadat ons die wet gelees het, sê die Here so pragtig, hy sal ons van al ons sondes reinig. Maar weet jy, reeds in die Ou Testament het God opregte geloof bo godsdienstige gewoontes verkies. Ek lees later ook in Markus 12, en om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en jou naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en al die slagoffers. Ek haal die 2020 vertaling hier aan, vir die van u vir wie dit vreemd op die oor klink. Al ons gewoontes is meer werd as brandoffers en slagoffers. Maar dan moet ons dit in opregtheid doen. In ons teksvers sê Micha hoe hierdie gehoorsaamheid moet lyk, en dan noem hy vir ons 3 dingetjies om dit vir ons makliker te maak, want hy het geweet ons gaan ons nooit alles onthou nie. Hy sê gelowiges moet goeie dinge doen. Gelowiges moet in liefde met mekaar leef. Gelowiges moet God opreg dien. Ek wil nommer 3 eers stel. En sê om God opreg te dien sal maak dat ons in liefde met ons naaste kan leef, sal maak dat ons uit dankbaarheid goeie werke doen. Die eerste 2 het te doen met die eerste tafel van die wet, soos wat u almal sal weet, waar dit gaan oor ons optrede, die tweede tafel althans, waar dit gaan oor ons optrede teenoor ons naaste, en die derde vereiste het dan te doen met die eerste tafel, met liefde tot God, met wandel met God, stap die pad saam met God. Wanneer wandel ons opreg met God? Wanneer sou u sê,
wandel ons opreg met God, as ons die lewenspad in diepe afhanklikheid met hom stap. Ons kan sê, as ons in ootmoed met God lewe. Ootmoed beteken om geestelik hoed in die hand te staan, as ons die Afrikaanse spreekwoord kan gebruik. Ons is bedelaars voor God. Ons het niks om op te roem nie, want alles is genade. Efesiërs 2 vers 8 sê, uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Alles is genade. As ek met God wandel, gee ek my iets wat geld nie kan koop nie. En wat is dit wat God vir ons gee? Vrede. Het jy al gesien hoeveel onmin is daar waar geld in oorvloed is? Almal van ons wil graag gemaklik lewe, en ek dink nie daar's fout mee nie. Maar daar waar dit in oorvloed is, het jy al gesien hoeveel onmin is daar? In Amos 3 vers 3 sê die profeet, sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het? Daarna sê hy in vers 8, dat om sonder vrede met God te probeer wandel, is soos 'n man wat in 'n bos loop en 'n leeu hoor brul. Hy is onmiddellik onrustig, want sy lewe word skielik bedreig. En presies so is die mens sonder God. Hy gaan geen rus vir sy siel nie, omdat hy bang is oor daardie oordeel wat gaan kom, die hel wat dalk op hom wag. Efesiërs 2 vers 14 sê so pragtig, hy is ons vrede. So dis waar die wandel met God begin. Vind eers vrede met God, vind rus by God, soos Psalm 23 sê, na waters waar rus is, sal hy my heen lei. Vind eers daardie rus by God, en dit kan alleen geskied deur bekering. En ek het niks teen iemand wat sê, op daardie dag, en daardie maand, en daardie jaar, het hy tot bekering gekom. Maar dis nie waar dit gebly het nie. Bekering is 'n voortdurende daaglikse proses wat plaasvind. Daarsonder is al hierdie geloofsywer te vergeefs. Gebede, Bybel lees, kerkgang, betrokkenheid by die kerk, alles is te vergeefs as ons nie vrede met God het nie. En die oomblik wat ons vrede met God het, gaan ons nie meer met mekaar roei en stoei en beklei nie. En ekskuus Kokkie, as ek jou as 'n voorbeeld mag gebruik. Sy het nie geweet ek gaan nie, dis hoekom ek verskoning vra by voorbaat. Maar toe ons nou weer die bazaar datum skuif, as gevolg van strategiese goed wat plaasvind, en ek kan maar vir u sê, dis 3 Sondae na mekaar, is hier funksies in die dorp, en ons is die 3de Sondag. Toe besluit ons net, as dagbestuur, maar dit gaan nie werk nie, ons moet dit dalk net bietjie uitskuif. Kroonstad is net so groot, daar's net soveel kapitaal beskikbaar in 'n maand. En dis nou nie nodig dat ek verder name noem nie, as ek haar nou klaar uitsonder nie. Iemand sê van, ag ekskuus ou Kokkie, laat ons alweer dit uitstel, want sy doen dit. Weet u wat is Kokkie se reaksie? Ek doen dit met liefde, want ek doen dit vir my God. Hoor u die verskil in benadering van iets doen? As ek dit vir my God doen, doen ek dit in liefde. Doen ek dit met 'n lied in my hart, doen ek dit met vreugde. 'n Mens aanvaar nie sommer net blaatant geskenke mos van jou vyand af nie. Almal wat die genade van God in Christus verwerp, is God se vyande. Sulke mense moenie met gebede en Bybellees en kerkgang of wat ook al vir God probeer geskenke aandra met offers nie. Vir hulle sê hy soos vir die 5 dwaase maagde wat aan die feessaal se deur geklop het in Matteus 25 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. My liewe broer en suster, ken God jou? Het jy al moeite gedoen dat God jou regtig moet ken? Die vrede en die rus van God is wonderlik. Dis net iets anders. Iets wat moeilik beskryfbaar is in ons gewone taal. Dit wend nie alleen die hel af nie, maar dit help ons om by ons eintlike taak uit te kom. En dit is die verheerliking van God. Dis die primêre doel hoekom u en ek 'n pad met God probeer saamstap. Ons soek nie vrede met God omdat ons nie in die hel wil beland nie, maar om hom te verheerlik
en so aan ons hoofdoel hier op aarde te beantwoord. Want u en ek is geskape om God te verheerlik. Of Jaco dit nou doen deur middel van sy boerdery, of Zaan dit doen deur middel van haar hare sny, of waarmee u ook al besig is bedags, jou eerste doel is om God te verheerlik. So doen dit waar jy dan daagliks besig is, om God te verheerlik. Hoe moeilik is dit? Maar ons sien dit nie so raak nie. Waarom het God alles gemaak? Mense, plante, diere. Hoekom het ons die skepingsverhaal? Het jy al bietjie gaan dink daaroor? Tot sy verheerliking. Want in die skepingsverhaal het hy alles geskaap, en as hy klaar is, dan sê hy, en dit was goed. En toe hy die mens geskaap het, toe sê hy, en dit was waarlik goed. Want ek het Sondag gesê, ons is so iets anders as wat die res van die skepping is. God het so 'n klein stukkie van homself in elkeen van ons ingeskape, en daarom het hy die opdrag gegee, gaan en gaan heers oor alles. Openbaring 4 Spreuke 16 vers 4 sê, alles het die Here gemaak vir sy doel. En dan Openbaring 4:11, U is waardig, o Heer, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle. God se grootste, kan ek maar sê, begeerte, teologiese taal, God se wil, is dat ons hom as 'n genadige, vergewende God sal ken, en dat ons hom sal verheerlik. Elkeen wat met hom wandel, elkeen wat bereid is om die pad met hom te stap, moet dit geniet, dit moet lekker wees, dit moet in liefde gedoen word. Want dit is die beste ding wat jy ooit sal kan doen. Genesis 15:1 sê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skuld en 'n loon, en jou loon is baie groot. Christus sê daar by die bergpredikasie in Matteus 5, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel. Jy hoor, ons is almal so besig om te veg vir oorlewing. Sommiges is by oorlewing verby en is so besig om 'n koninkrykie bymekaar te maak. Maar dan sê die Here vir ons, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel. Dit wat ons hiermee besig is, kan ons nie saamvat. Vir een ding moet ons egter bitter versigtig wees. Moenie 'n wandel met God met godsdienstigheid verwar. Moenie dink as jy die pad met God begin stap, dit verwar met godsdienstigheid. Die godsdienstigheid sê, jy kom gereeld kerk toe, jy lees gereeld Bybel, jy bid gereeld, dan is jy godsdienstig. Die laaste, wat noem hulle tog nou, die telling van mense, laaste sensus, het 88% van Suid-Afrika gesê hulle is gelowig. Lyk dit vir julle so buite? Lyk dit soos 'n land wat aan God onderdanig is? Nêrens in die Bybel eis God van ons om godsdienstig te wees. Wat hy wel van ons eis, is om godvrugtig te lewe, om in dankbaarheid goeie dade te doen. Godsdienstigheid maak dat miljoene mense nooit in hulle lewe op die punt kom dat hulle begin die pad stap saam met God. En dit was die probleem met Israel daar in Micha se tyd. Die Jode was uiters godsdienstig, het ons hier gelees, maar hulle was nie godvrugtig nie. Hulle het gemeen dat die pad wat hulle met God stap, uit die nakoming van sekere pligte, deur byvoorbeeld Bybel te lees, deur elke dag te bid, deur gereeld tempel toe te gaan, deur gereeld op die regte tye die regte offers te bring, deur feesdae by te woon. Maar hierdie dinge is 'n valse pligsbesef, wat hulle eintlik in effek geestelik doodgemaak het. En onthou, dooies kan nie loop nie, laat staan nog die pad saam met God wandel. Kom ons bid vir daardie, en ek sê tussen aanhalingstekens, dooies in ons gemeente. En daar's baie. U weet, Jaco sal dit baie nader kan raak of meer presies kan sê, maar ons kerkbywoning wissel so hier rondom 40%. As dit die dag baie goed gaan ons dalk so na 50, 55 van die lidmaattal. So daar's baie. Dink aan God se woorde daar aan die gemeente in Sardes in Openbaring 3 waar hy sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Kom ons bid dat ons gemeente nie 'n
tweede Sardes sal word nie. Dit lyk asof ons leef, maar eintlik is ons dood nie. Ons het net een lewe, en nou haal ek nie die Land Rover slagspreuk aan nie. Ons het net een lewe. Laat daar elke dag op jou graf geskryf staan, hy of sy het die pad saam met God geloop. Kan ons dit vanaand sê? Ek gee geleentheid vir gebed, waarna ek vir ons